There is a river that never shall run dry, never shall run dry. Oh, there came a sound from heaven as a rushing mighty wind. It filled every heart with singing, and it gave them peace within. The prophet gave this promise: the Spirit will descend, and from your innermost being a river with no end. There is a river, and it flows from deep within. There is a fountain, and it frees the soul from sin. Come to this water. There is a vast supply. There is a river that never shall run And there was this thirsty woman. She was drawing from the well. See, her life was ruined and wasted, and the soul was bound for hell. Oh, but then she met the Master, and he told her all
Almagtige God en Hemelvader, dankie dat ons vanmôre met vrymoedigheid in die troonkamer kan instap, Here. Die naam bo alle name te kan groot maak, Here. Dis daardie naam wat verlos. Dis daardie naam wat vry maak. Dis daardie naam, Here, die naam van Jesus, Here. En vanmôre, Here, bid ons dat U wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde, Here. Dat U koninkryk kom, Here. Dat U koninkryk kom vanmôre in hierdie diens, Here. Dat U koninkryk kom op aarde, Here. Dat U koninkryk kom in ons skole, Here, in ons land Suid-Afrika, Here. Ons het U vandag so nodig, Here Jesus. Here, ons vertrou vanmôre vir 'n aanraking, Here. Here, ons gee alles hier vanmôre. Ons gee oor vanmôre, Here. Vader, vanmôre bid ek vir elkeen wat 'n nood het, Here. Elkeen wat vanmôre hier is of wat ingeskakel is, Here, wat swaar kry, Here. Met 'n swaar hart, Here, ons bid dat U hulle sal herstel. Elkeen wat vanmôre genesing nodig het, Here, dat U hulle sal genees in die naam van Jesus. Vyandsmagte sal nie vanmôre kan staan nie in Jesus naam. Geen werke, geen planne nie, Here, want waar U lig skyn sal die vyand dit nie oorweldig nie, Vader. Heilige Gees, ons gee vanmôre alles oor aan U. Here, kom stort die Gees vanmôre oor ons uit, Here. Ons gee volle oorgawe oor vanmôre in hierdie diens, Here. Kom deurweek hierdie plek, Here, dat ons sal weet, U is teenwoordig hier vanmôre. Ons sal anders hier uitstap as wat ons hier ingekom het in die naam van Jesus, Here. Heilige Gees, U is ons leidsman en ons gee oor vanmôre aan U, Here. Doen slegs U wil vanmôre, Here Jesus. Vader, ek kom bid vanmôre vir elkeen wat bedien, die bedieningsspan, Here, elkeen wat iets gee vanmôre, dat U hulle hande sal seën, Here, dit is alles tot uitbreiding van U koninkryk, Here, om U naam te verheerlik, Vader. So ook bid ons vanmôre, Here, vir pastoor Clemens wat die woord gaan bedien, Here. Hy is geroep, hy is gesalf, Here, en wanneer hy vanmôre sal praat, dat dit soos 'n instrument sal wees in U hande, dat hy sal sê, so sê die Here. Vader, ek wil vra, seën die woord. Seën elkeen wat 'n oor het om te ontvang, Here, dat U iets nuuts in hulle harte sal doen vanmôre, Here. Raak hulle aan, Here, dat hulle die woord sal ontvang, Here. Ons gee dit alles oor aan U, Vader. En so ook wil ons bid vir die tiendes en offergawes. Here, elkeen wat saai, elke saaier, Here, seën hulle. Seën hierdie bediening, Here, vir die uitbreiding van U koninkryk. Here, van een hoogte tot die volgende hoogte. Here, dat U koninkryk sal uitgebrei word op hierdie aarde. Here, ons loof en ons prys U heilige naam. Heilige Gees, doen slegs U wil vanmôre. Ons gee nou oor in U groot en heilige naam. Amen.
Prys die Here. U kan die sitplek inneem, familie. Is jy bly om hier te wees? Boldly I come into the Holy of Holies. Through the blood of the Lamb I'm free. No more fear, no more shame. Jesus opened the way for me. Almost song. Boldly I come into the Holy of Holies. Through the blood of the Lamb I'm free. No more fear, no more shame. Jesus opened the way for me. Through the blood, I come into your presence, Lord. Through the blood, my heart is washed, my spirit restored. You told the bell so I could enter. Now your love has made me whole. I lift my hands, I stand in wonder. Your grace has captured my soul. Boldly I come into the Holy of Holies. Through the blood of the Lamb I'm free. No more fear, no more shame. Jesus opened the way for me. Through the blood, through the blood, through the blood, I come into your presence, Lord. Through the blood, my heart is washed, my spirit restored. Oh, now I worship face to face in the beauty of your grace. Boldly I come, forever I'll stay with you, my Lord, today. Boldly I come into the Holy of Holies. Through the blood of the Lamb I'm free. No more fear, no more shame. Jesus opened the way for me. Nog een keer. Boldly I come into the Holy of Holies. Through the blood of the Lamb I'm free. No more fear, no more shame. Jesus opened the way for me. Oh yes, for me. Amen. Kom ons staan, familie.
presence of angels with God's glory on their wings. And like the voice of many waters, I can hear the angels sing. We're in the presence of angels with God's glory on their wings. And like the voice of many waters, I can hear the angels sing, singing, holy, holy, singing, holy, holy. Yes, we're singing, holy, holy. We're singing, holy, holy. Let's do the verse again. In the presence of angels with God's glory on their wings, like the voice of many waters, I can hear the angels sing. This is a realm of your glory. This is a realm of your grace. And all my heart's desire is to see your face. And we're singing, holy, you are holy. Lord, we're singing, holy, yeah, holy. We're singing, holy,
dit kan so maklik nie is. Maar in die naam moet elke boosheid weet. Yes, is ek 'n oorwinnaar. Op keer, want dit is liefde. En die teenwoordigheid. Dit is liefde. En die teenwoordigheid. Dit is liefde. En die teenwoordigheid. Heer, ek vra U, kom staan nou by my stil. Want dit is liefde. En die teenwoordigheid. Dit is liefde. En die teenwoordigheid. Dit is liefde. En die teenwoordigheid. Heer, ek vra U, kom staan nou by my stil. Kom die orkes gaan dit vir ons speel. En kom ons maak die naam van die Here groot. Want dit is so lieflik om in die teenwoordigheid van die Allerhoogste te kan wees. Halleluja. Want dit is liefde. En die teenwoordigheid. Dit is liefde. En die teenwoordigheid. Dit is liefde. En die teenwoordigheid. Heer, ek vra U, kom staan nou by my stil. Hy is in ons midde. Hy is hier, hy is hier, hy is hier. Dis 'n voorreg, Here. Dis heerlik in die teenwoordigheid, Here. Dankie vir die atmosfeer wat gelaai is, Here. Met die Shekinah heerlikheid, die kavod van God is hier. Die gewig van sy heerlikheid is in ons midde. Ons prys U, Here. Ons loof U naam. Prys U, Jesus. Dis heerlik in die teenwoordigheid, Here. U tel ons op, Here. U verkwik ons siele. U lei ons in die spore van geregtigheid, Here. Ek prys U daarvoor, Here. Halleluja. Halleluja. Jy weet, daar's iets wat ek agterkom, dat ek nou laasweek ook bedien het by 'n plek in Kempton Park. Weet jy wat het ek ook agtergekom? Dat God werk nie altyd in die geraas nie. En as 'n Pinksterseën is dit vir my nogal moeilik om nie te raas nie. En ons dink baie maal dis in die volume waar die salwing lê, terwyl dit in autoriteit lê. Die salwing lê in autoriteit. Dit lê nie in volume nie.
So net in hierdie stilte, maak jy oop toe. En reg nou bring God verandering. Nou werk hy in elke hart. Op hierdie oomblik kom die balsem van Gilead. En hy maak gesond. Daai seer, verwerping. Hy maak heel elke gebroke hart reg nou op hierdie oomblikke. Halleluja. Dankie Heilige Gees. Dankie Gees van God. Dankie dat U die werk doen. En elke bose gees, die lig van God dryf jou uit. Elke vloek het geen hou vas nie. Want as die Seun vry maak, doen hy ordentlike werk. Jy het geen plek in hierdie gebou nie. Geen plek in hierdie mense wat voor my staan en elke kyker wat ingeskakel is, se lewe nie. Niks. Geen. En elkeen stap in daai destiny in wat God voorberei het. En vyand, hoor mooi, jy sal nie die plan van God keer nie. Jy sal nie die plan van God keer nie. God se plan sal uitgevoer word. Hy is soewerein. Hy is baas. Hy die laaste sê, and it's not over till God says it's over. Daarom prys ek U nou in Jesus naam. Amen. U kan nou sit lekker neem familie. Eintlik moes jy gestaan het, maar sit maar, is okay. Want ek wil net een versie lees vir u. Josua 1 vers 9 en sê, het ek jou nie beveel nie, Josua. Wees sterk en wees vol moed. Wees nie bevrees of verskrik nie, want die Here jou God is met jou, oral waar jy heen gaan. So Here, ek sê vir U dankie, dat ek weet, Here, ek het 'n eenvoudige woord hier vanmôre, Here. En Vader, ons gaan dalk nie weggeblaas word met nuwe openbaringe nie, maar Here, ek het al gesien hoe U werk in die eenvoudigste woord, Here, want U woord is ja en amen. U woord is 'n tweesnydende swaard, Here. Dit bring verandering, Here. En wanneer die woord gespreek word, Here, is daar lewe. En ek prys U vir die werk wat U doen deur hierdie woord. Gebruik my onvermoë, Here. Gebruik my lippe, gebruik my gedagtes as 'n instrument in U hand. En ek prys U daarvoor in Jesus naam. Amen en amen en amen. So familie, nou as ek nou 'n koevertjie hier gehad het en ek het R500 daarin gehad. En ek vra vir jou, wie soek hierdie koevertjie? Nou, ek het amper dit oorweeg om dit regtig te doen en toe dink ek dit sal net verkeerd wees. Ek is nie dis vermoedelikheid nie. Maar ek gaan vir jou vra, jy moet dit kom haal, die een wat eers nou by my is, kan dit kry. Waar word ek is so twee groepe miskien hier vandag. Die een groep gaan sê, man, ek gee nie om wat jy van my dink, hier gaan ek. Jy gaan hardop in die koevertjie gryp. Skaamteloos. En jy gaan dalk, jy wat hier sit, wat voordat ons hulle hardop is, sekerlik die een wat al bietjie meer bekend is met mense hier om jou. Jy ken al amper almal se name, so jy het bietjie meer vrymoedigheid, want jy ken die mense om jou, jy is nie skaam nie. Maar die besoeker wat vandag hier is, gaan sê, ek sal maar eerder net bietjie sit. Ek voel nie nou gemaklik om nou vorentoe te hardloop nie, want ek is bietjie vreemd, ek voel bietjie skaam, ek ken nie al die mense nie, wat gaan hulle van my dink?
En 'n statistiek sê die volgende, hulle reken dat 75% van mense is skaam om voor 'n gehoor te staan. En dat die ander 25% lieg. Ja, ek is nog steeds altyd op my senuwees wanneer ek hier moet kom staan. Hier is 'n plek wat jy nie ligtelik kan opneem nie. Maar hier is die ding, omdat jou skaam groter is jou waagmoed, het jy geleentheid dalk gemis vir R500. En hier is die ding familie, baie mense leef oorversigtig, hulle leef veilig. Hulle is so bang vir 'n verleentheid. Hulle is so gewortel in skaamheid, dat hulle byna elke dag 'n groot geleentheid mis. Die probleem met soveel entrepreneurs is nie 'n gebrek aan kennis nie. Want baie entrepreneurs het gaan studeer en hulle sit met al die kennis, maar kennis beteken niks as jy nie moed het nie. Kennis beteken niks. 'n CV beteken niks. Wat op my CV staan beteken niks as jy nie die moed het om dit te gaan aflaai en daardie maatskappy in die oë te kan kyk nie. En luister vir julle nuwe generasie, hou op om net e-posse te stuur en dink dit gaan werk. Gaan wys jou gesig. Wie hoekom? Want jou oë moet blink. Jou gesig moet blink, die salwing van die Here is op jou. Hulle moet 'n konneksie maak met wie jy is. 'n papier het nie gees nie. 'n papier het nie 'n rivier nie. Wat kan vloei nie, het nie salwing nie. Maar jy, wanneer jy staan voor daardie maatskappy met jou CV, dan blink jou oë en die heerlikheid van die Here straal deur jou uit. En daai maatskappy sê, ek sit met soveel CV's, maar hierdie ou soek ek. Hierdie vrou soek ek. So dis mooi en dis wonderlik wanneer jy kennis het. Maar het jy die moed om dit uit te voer? En as jy nie moed het nie, is daar soveel goed wat jy verloor. Soveel kanse wat deur jou vingers glip oor een ding. Jy was nie bereid om dapper te wees nie. En dit gebeur nie net in die besigheidssektore nie. Maar dit gebeur ook in ons geestelike lewe. En ek wil met jou, ek weet nie hoekom die Here hierdie woord op my hart gelê het nie. Ek het nog op pad hiernatoe gekom en op pad hiernatoe vanmôre toe sê ek, Here, vandag se woord, ek hoop dis vir iemand, Here, want dis 'n vreemde woord vir my, ek weet nie hoekom bedien ek hierdie woord nie, maar ek glo, toe Eckhart die bid, toe bevestig die Here dit. Toe sê hy, ons het 'n vrymoedigheid om na die troon van God toe te gaan. En dis waaroor ek gaan met u wil praat vandag. Want baie Christene verloor geestelik, omdat hulle tekort skiet aan vrymoedigheid, waagmoed en dapperheid. En ek gaan so 'n bietjie indelf in dit, en miskien is hierdie woord nie vir jou nie, maar hierdie woord gaan jou bemoedig om te gaan gee vir iemand anders, want daar's wel mense wat jy ken wat hierdie woord gaan nodig hê. En om geloof te hê is een ding, maar om dit te aktiveer is 'n ander saak. Want om geloof te aktiveer is 'n dapper stap van waagmoed. Jy gaan nou sien hoekom ek dit sê. En ek moet dit vinnig gaan draai aan die brief wat Paulus skryf aan Timoteus in 2 Timoteus 1:7, en dan sê hy, want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag, liefde en selfbeheersing. Geloof is altyd gemeng met krag, met liefde en selfbeheersing. Maar om dit te aktiveer, om in die krag van God te wandel, om in liefde te wandel en om in selfbeheersing te wandel, het jy moed nodig, het jy dapper moed nodig, het jy waagmoed nodig. Paulus skryf aan die Korinthe kerk, bly net by my terwyl ek 'n fondasie lê. 1 Korintiërs 16:13, en ek gaan geweldig baie skrifte in Engels lees, omdat dit net so dit lekker uitdruk. En vergewe my daarvoor, maar hy sê in 1 Korintiërs 16:13, hy sê, be on your guard, stand firm in the faith, be courageous, be strong.
Om standvastig te wees in geloof, kos moed. Kos dapper moed. Hier kom Jesus in Mattheus 11 vers 12, en wat sê Jesus? Hy sê, from the moment John stepped onto the scene until now, the realm of heaven's kingdom is bursting forth. Halleluja. Dit gebeur nog steeds vandag. Ek sê, die koninkryk van die Here bars vorentoe. Ek sê, die koninkryk van die Here tot en met vandag toe ontplof nog steeds vorentoe. And, hoor mooi, and passionate people have taken hold of its power. Passievolle mense. Klein mense kom skree. Sorry, ek is net bietjie passievol. Ek het nog nie 'n passievolle mens gesien wat so praat nie. Ek is so opgewonde. Maar ek praat so, want ek is passievol oor God se woord. Ek is passievol oor die Here. And passionate people have taken hold of his power. En vandag wil ek jou motiveer om passievol te raak in God se koninkryk. Maar passie aktiveer dapperheid. 'n Man en 'n vrou wat passievol is oor iets, daardie ding wat hulle oor passievol is, hulle gee nie om wat mense dink nie, hulle sal dit doen. Mense wat passievol is, sal nie huiwerig wees om iets te doen nie. As jy passievol is oor iets, gaan jy sê, hier gaan ek gee nie om wat jy van my dink nie, hier gaan ek. En dis hoekom ek hier staan, want ek is passievol oor God se woord. En ek kan hier staan en sê, ja, wat dink jy nou van my? Maar passie aktiveer dapperheid. En as ek vandag, en al soveel goed wat ek vandag nog vir u wil sê, en ek het soveel titels gehad, en ek het nie op 'n stadium gestoei, wat sal ek hierdie woord noem, en ek kom toe by hierdie titel uit, wat 'n hupstoot na dapperheid. 'n Hupstoot na dapperheid. Want hier is die probleem met die mens tot en met vandag toe nog, want ons sien iets gebeur in Genesis, en ek wil net so 'n bietjie gaan draai daar, en ons sien hoe Adam en Eva gesondig het, en wat is die eerste ding wat hulle doen? Hulle gaan kruip weg agter 'n bos, want hulle is skaam, en sonde maak jou skaam. Om mis te vat, om droog te maak jou skaam. En ek gee nie om wie jy is, hoe lank jy al die Here dien nie, maar hier staan Clemens ook, soms wil ek ook gaan wegkruip agter die bos en sê, Here, ek is nie werd om voor U te staan nie. Ek is nie werd om met U te wandel nie. En die wonderlike openbaring is, dit was nie die mens wat gevra het, Vader of Papa God, waar is U nie? God het gevra, Adam, waar is jy? Ek wil met jou wandel, ek wil met jou 'n verhouding hê. Maar sy skaamte het gemaak dat hy weggekruip. En dis tot en met vandag die probleem. Daar's soveel mense wat jy voorbid wat nog by die Here moet uitkom. En hulle probleem is nie net noodwendig altyd hulle sonde en hoe hulle rebelleer teen die woord nie, maar is hulle vrymoedigheid. Want hulle kan nie, hulle in hulle koppe verstaan hulle nie wat se verhouding hulle met God kan hê nie, en hulle is eerder bereid om weg te kruip agter die bos. En God roep tot en met vandag toe nog mense, sondaars, prostituie, moordenaars, noem hulle, en hy vra nog steeds, waar is jy? God soek altyd die mens. En wat wil ek vandag bereik deur hierdie woord? In my eenvoud. Ek wil agter jou staan, terwyl jy wegkruip, en ek wil jou so stamp. Ek wil wag tot God die reg voor jou is, dan wil ek jou so stamp. Hallo Here. Come on. Ja? Toe ons op skool was, het die vir die meisies hier om die hoek gekyk. Dan staan jou vriend hier agter jou en dan maak hy so. Hallo. Ek
Ek wil jou stamp vandag. Want hier is die ding. Toe Jesus hang aan die kruis en hy roep uit, dit is volbring, toe gebeur daar iets. Die voorhangsel na die allerheiligste word geskeur en wat beteken, ek wil nou nie my woord vooruit hardloop nie, maar ons het toegang. Ons het toegang om met vrymoedigheid en dapperheid te kan aanstap. Maar wat doen kinders van die Here? Ons vrees voor die geskeurde gordyn en sê, I'm not worthy. Ek kan nie. Ek kan nie. En nee, is die ding, familie, ons almal weet dat Abraham was die vader van geloof. Hy staan bekend as die vader van geloof. En hy het bekend gestaan as die vader van geloof as gevolg van sy dapperheid. En hier is 'n vraag, hoe het Abraham dapper geword? Want as ons kan weet, wat het Abraham dapper gemaak? Kan ons weet wat om te doen om geloof soos Abraham te hê, wat groot is. Kan ons ook dapper word? As ons weet wat het hy gedoen, kan ons ook dapper word. En Jakobus 2 vers 23 sê, en Abraham het God geglo en dit is hom tot geregtigheid gereken, en hier kom die groot ding, en hy is 'n vriend van God genoem. En jy sal agterkom soos ek nou, jy moet mooi hoor van vandag. Jy sal agterkom soos ek praat, is, hoe ken jy God? Want hoe jy God verstaan, wat jou opinie is van God, gaan bepaal hoe jy in geloof lewe. En Abraham kom en hy word 'n vriend van God genoem. En hier is die probleem met baie Christene. Ons het 'n professionele verhouding met God. Ons meld aan en rapporteer en voer opdragte uit, dis dit, my Here. Ons kom kerk toe, ons kom na die board meeting toe. Dan sit ons gou om 'n tafel en ons praat gou oor wat moet ons doen en nie doen nie, en ons meld aan vir diens, dan stap ons hier uit. Maar daar's geen verhouding nie. Daar's geen vriendskaplike verhouding nie. Ons is professioneel met ons verhouding met God. En hy verlang nie, hy soek nie 'n professionele verhouding met jou nie. Hy sê, ek wil jou vriend wees. En 'n oomblik as jy hom kan sien as 'n vriend, dis dan wanneer jy vrymoedigheid kan begin hê. Maar wanneer jy besluit om 'n professionele verhouding met hom te hê, is daar 'n paar goed wat jy gaan mis. Nou verstaan mooi, wanneer jy my vriend is, beteken dit ons ken mekaar. Toe ek en Stefanie toe ek haar ontmoet, toe sê ons kastig haar beursie vergeet in die kerk. Sy kyk my, ek is in die moeilikheid, jy moet vir my bid. En waar kry sy haar beursie? In die kar. Ek haar kerk toe moes vat. Maar dit was God se werk, anders het ek haar nie ontmoet nie. En ek glo die Here het sy hand so oor die beursie gehou en sê, jy moet kerk toe gaan. Clemens moet vir jou gaan oopsluit. Want wat was my versoek aan haar, na ek haar gehelp het die kerk oopsluit en soek vir die beursie wat toe nie daar was nie, wat op haar sitplek was in haar kar. Ek sê vir haar, dit gaan jou koffie kos. Dit gaan 'n koffiekie kos. Want hoekom? Want ek wil jou beter leer ken. Ek wil 'n vriend wees vir jou. Want dis waar alles begin. En tot vandag toe nog 24, is dit 24 jaar? Ek dink so. En daar's ek weer in die moeilikheid. Is sy nog steeds my vriend? My vriend. En hier is die ding, familie. Wanneer ons by mekaar kom, ons ontmoet mekaar vir die eerste keer, dan is daar
met die eerste oogopslag is daar iets wat vir my sê, ek wil jou beter leer ken. Ek wil jou vriend wees, want ek wil jou beter leer ken. Wanneer ek jou ontmoet en iets resoneer nie, en ek voel nie daai koneksie nie, dan bly ons verhouding professioneel. Maar wanneer ons begin vriende raak, nou raak ons gemaklik met mekaar, en ons praat oor en weer, en baie vinnig kom ek agter, wat is jou tekortkominge? Wat is jou swakhede en wat is jou sterkpunte? Jy kan later, as ek jou vriend is, kan jy instap in 'n vertrek, en ek kan dadelik weet, ja, ek moet jou vandag bietjie uitlos, jy is nie in 'n goeie by nie. Of andersom. Ons begin mekaar se karaktereienskappe te ken. Dus, om geestelike dapperheid te hê, word gebaseer op jou kennis van God se karakter. Hoe meer jy hom ken, hoe beter jy hom ken, en sy karakter en sy persoonlikheid, hoe meer vrymoedig gaan jy wees. Nou, kom ons praat daaroor. Want hier is die ding, familie. As ek God wil leer ken, natuurlik moet ons na ons Bybel toe gaan, maar wanneer ek na die Bybel toe gaan, dan dit is wonderlik om te hoor wat skrywe Abraham van God, en Moses, en Jesaja, Jeremia. Wanneer ons gaan na die Nuwe Testament toe, dan is dit wonderlik om te kyk wat sê Paulus van God, en Matteus, Markus, Lukas, Johannes en al hierdie dinge, maar wie sal saam met my stem, dat wanneer ek God wil leer ken, sy karaktereienskappe wil leer, wil ek het graag hoor, uit die een se mond, wat uit God gebore is. Wil ek graag hoor uit die een wat gestaan het, langs God die Vader en die Heilige Gees, en God sê, by jou hoopie grond, laat ons mense maak, na ons beeld. Ek wil hoor wat sê hy. Ek sal graag by hom wil leer hoor, want hoor mooi, niemand ken die karaktereienskappe en die persoonlikheid van God beter as Jesus homself nie. Niemand nie. Hy is gebore uit God. Op hierdie oomblik sit hy langs God. En ek wil jou vat, gou vinnig. Is jy nog saam met my? Het voel of ek jou verloor. Moenie worry nie. Ons gaan iewers heen. Ek moet jou vat na die gelykenis van die verlore seun. Want Jesus vertel die gelykenis van die verlore seun, en hier is die ding, omdat ek en u so maklik met die verlore seun assosieer, en ons self kan vereenselwig met die verlore seun, het ek en u die verlore seun die hoofkarakter gemaak van hierdie verhaal, die held van hierdie verhaal, maar eintlik, terwyl Jesus dit vertel, is die hoofkarakter die Vader, en nie die verlore seun nie. Want hier is 'n klomp goed wat Jesus vertel, wat hy vir ons die karaktereienskappe van God wys binne in die verhaal van die verlore seun. Want ons sien daar's 'n paar goed wat hierdie pa doen, wat hy nie nodig gehad het om te doen nie. En Jesus demonstreer die karakter van Papa God in ons in hierdie gelykenis. En die heel eerste ding wat ons leer is, die pa, bly net by my, ons gevinnig daar deur hardloop, se onvoorwaardelike liefde. Want onthou, toe hy vra vir sy erfdeel, wat sê hy indirek vir sy pa? Hy sê, vir my is jy dood. Gee my erfdeel, ek is klaar met jou. Vir my is jy dood. Gee my deel. Ek stap uit jou huis uit, ek is weg. Ek wil nie meer met jou in 'n verhouding wees nie, maar wat sien ek? Ek sien in Lukas 15 vers 20, weer in die Engels, from a long distance away, his father saw him coming.
En hier is die ding, familie. Weer eens soos in die tuin van Eden. Die pa het gewag vir die verlore seun. Die verlore seun het nie gewag vir die pa nie. En dis hoe lief hy jou het. Ons dwaal soms ver dwaal ons. Maak 'n draai in die wêreld. Maar dan staan Papa God. Want Jesus vertel hierdie verhaal en hy staan en from a long distance away his father saw him coming. Dressed as a beggar. Dink daaraan. Onthou, hy kom uit die varkhoek uit. Hy ruik soos 'n vark. Hy lyk vuil. Wanneer laas het hy ordentlik gebad? Wanneer laas het hy sy tande geborsel? Hy ruik nie goed nie, hy lyk nie goed nie. Hy's vuil. Ruik na sweet. Vuil. En wat gebeur? Die pa sê, die pa, and great compassion swelled up in his heart for his son who was returning home. So the father raced out to meet him. Hy het 'n 100 meter sprint gedoen. Hy het voluit gehardloop na die seun toe. He swept him up in his arms, hugged him dearly, and kissed him over and over and over with tender love. Hoe sien jy God? Dis die vraag. Hoe sien jy God? Want hy hardloop na die verlore seun en jy sit dalk hier vandag, my Here. Jy het dalk gesê ek is uitgenooi vandag en ja, Clemens, jy skree so 'n bietjie erg. Ek weet nie of ek daarvan nou nie. Maar hier is die ding wat ek vandag vir jou wil sê met soveel passie. God sê, my oog is op die horison. Om te kyk, wil jy nie terugkom nie. Ek gee nie om hoe jy lyk nie. Ek gee nie om of jy gaan draai het by die prostituie, of jy gaan draai het om moord te gaan pleeg, en wat het jy alles aangevang, en hoe vuil en siek jou lewe is nie. Jy lyk naar, jy ruik nie geestelik lekker nie. Dinge lyk nie goed nie, maar die Here sê, ek is so opgewonde as jy kom, ek hardloop na jou toe, ek omhels jou en ek soen jou. Die tweede ding wat ek leer van sy karakter in hierdie verhaal is, ag, ek weet, jy ken al hierdie goed, en dit is tot net goed, om weer net so 'n bietjie te kyk na al hierdie dinge. Die volgende eienskap is sy genade. Wat beteken genade? Onverdiende guns. Hy gee vir ons wat ons nie verdien nie. Onverdiende guns, hy gee vir ons wat ons nie verdien nie. So hierdie seun het alles gaan verkwis in hierdie wêreld, wat sê Lukas 15:22, en die vader sê vir sy diensknegte, bring die beste kleed, trek hom dit aan, en gee 'n ring vir sy hand en skoene vir sy voete, bring die vetgemaakte kalf en slag dit, laat ons eet en vrolik wees. Hoe sien jy God? Om 'n kalf vet te voer, daardie tyd, ek gaan doen 'n bietjie navorsing. Hulle sê om 'n kalf vet te voer, neem 150 dae, waar hierdie kalf eenkant gesit word, en dan word daar baie spesiaal hoë energie voer net vir hom gevoer. Baie spesiale kos word voorberei net vir hierdie vetgemaakte kalf. En dit is vir 'n baie spesiale geleentheid wat hierdie vetgemaakte kalf gebruik voor word. Bring die kalf wat ons 150 dae aan gewerk het, bring hom. Ons het hom die beste, bring hom vir hierdie seun. En hy gee vir hom 'n kleed. Nou hierso gou-gou. Hoor gou-gou mooi. Is jy nog saam met my? Ek voel of ek jou verloor, en ek weet jy is nog nie weggeblaas miskien met hierdie woord nie, maar bly net by my, want ek glo God is besig om met mense te praat. Hy sê in Lukas 15 vers 22, die Engelse vertaling, druk dit so mooi uit. Hy sê, turning to his servants, the father said, quick, bring me the best robe, my very own robe, and I will place it on his shoulders. Hallelujah! En wanneer die pa nou na die seun kyk, sien hy sy kleed om hom. So, en hier is die ding, ons is bekleed in 'n kleed van geregtigheid, waar in Christus Jesus, my very own robe.
Jy's toegemaak met die roop, die kleed van God die Vader, Jesus Christus. It's no longer I that liveth, but Christ that liveth in me. Ek lewe in hom, hy lewe in my. Ek is toegemaak met 'n kleed van geregtigheid in Christus Jesus. Hallelujah. My very own rope. Ek gee vir my ring, ek het al vir u gesê, ring praat van authority. Alles is onverdiende guns. Hierdie seun verdien dit nie. Maar hy kry 'n kleed van die pa se kleed. Hy kry 'n ring dat elke keer, wanneer hy sy vinger optel om 'n opdrag te gee, aan die werkers miskien op die plaas, dan is dit so goed, die pa sê dit. Ek het al hieroor gepraat. En die volgende ding wat ek kry, bring my by die volgende punt, barmhartigheid. Wat beteken barmhartigheid? Om terug te hou wat jy verdien. En hierdie seun het goed geweet wat hy verdien. Is jy saam met my? Hierdie seun het goed geweet wat hy verdien, want terwyl hy in die varkhoek is, toe weet hy, daar's nie 'n manier, onthou ek het my erfdeel gevat, ek het my pa afgesny, vir my is my pa dood. Ek is nie meer sy seun nie. En hy neem 'n besluit in die varkhok, dat ek gaan vir hom sê in vers 19, sê hy, ek is nie meer werd om die seun genoem te word nie, maak my soos een van die huurlinge, maak my 'n slaaf. En ek het al vir jy gesê, daar in die tyd, as jy slaaf was, het jy kaalvoet geloop. Jy het nie skoene mee geloop nie. Want dit was 'n teken, jy behoort aan iemand, jy's 'n slaaf van iemand. En net daar, miskien in die varkhok het hy dalk nog sy skoene aangehad. En hy trek sy skoene uit. En hy loop kaalvoet huis toe. En toe hy by die huis kom, sien sy pa hom. En wat gee hy vir hom? Hy sien kaalvoet, hy sê, daar's nie 'n manier nie. Daar's nie 'n manier nie. Ek hou terug wat jy verdien, want ja, jy verdien nie eintlik skoene nie, want jy het my afgesny. Jy het jou eie ding gaan doen. Jy het alles gaan verkwis in die wêreld. Maar luister, ek hou terug wat jy verdien. Jy's nie 'n slaaf nie. Jy's kind van God. Jy's kind. Jy's kind. Jy's kind. Jy's kind. En nou, die laaste punt wat ek gou by wil stig, en dan gaan ons amper klaar maak, en almal wat bly daaroor sê amen. Sê. Regverdig. Hierdie vader was regverdig, want die ander seun wat nie die erfdeel gevra het, en weggeloop het nie, kom in vers 30 en hy sê, maar pa, ek het nie met hoere deurgebring nie. En duidelik het ons geweet wat maak hierdie seun met al sy erfgeld. Waar het hy gaan beland? Hy sê ek het nie met hoere deurgebring nie. Maar die een wat het, nou gee u vir hom hierdie kalf wat ons vet gevoer het. Hierdie kalf was eintlik voorberei, pa, vir jou verjaarsdag wat miskien om die draai is, maar nou wil u hierdie vetgemaakte kalf wil u gee vir hierdie seun wat gaan hoereer het. En wat sê die pa? Hy sê, vers 31, my son, you are always with me by my side. Everything I have is yours to enjoy. En hier is die dank, soos het 'n seun wat by die huis gebly het, wat mooi lewe gehad het, en hy het nie gaan rondhoereer nie. En hier is 'n seun, wat gaan hoereer het, en gaan draai het in die wêreld. Maar die volgende oomblik by pa se huis, toe sit al die seuns met 'n kleed, en 'n ring aan hulle vinger, en skoene aan hulle voete. In God se koninkryk is daar nie range nie. In God se koninkryk is jy nie beter as die volgende persoon nie. Of jy nou 'n hoereerder wat by die Here Jesus uitgekom het vandag kom aansluit by die koninkryk van die Here. En of jy nou 'n Clemens Mans is wat hoeveel jare al op die pad is ons almal gelyk. Want ons almal het 'n roop aan. Ons almal het 'n ring aan.
Ons almal het skoene aan. Jy is nie beter as die volgende persoon nie. Ek gee nie om hoe siek en vuil jou verlede is nie. Waar jy gaan draai het nie. Want ons dink baie keer die ou wat nou diep uitgehaal is, kry voordeel by die Here. Of die een wat so 'n mooi sondaar was, wat die Jesus aangeneem het, kry voordeel by die Here. Maar God leer my, hy's regverdig. Hy vat nie 'n party nie. Hy's nie partydig nie. Halleluja. Ons almal is gelyk in die koninkryk van God. Ons almal is gelyk in die koninkryk van God. Ek gee nie om hoe jou verlede lyk en hoe mooi jou verlede lyk nie. Wanneer ons voor hom staan, staan ons aan met sy klede. Staan ons aan met sy ring wat hy vir ons gegee het en sy skoene wat hy vir ons gegee het om te sê, jy's nie meer 'n slaaf nie, jy is kind van God. God is regverdig, hy is nie partydig nie. So jy sê, dink, kom ek swaai. So het jy agtergekom, jy het meer vrymoedigheid en dapperheid by mense wat jy ken as wat jy nie ken nie. Wanneer jy hulp soek, is dit altyd makliker om hulp te soek by mense wat jy ken. Hoekom? Want jy vertrou hulle. Jy weet hoe gaan hulle reageer wanneer jy hulp soek, want jy ken hulle. Ek ry nou die dag, nou as jy dit nie weet nie, ek het my oupa se bakkie geërf, 79 model Datsun bakkie. Hy was die enigste eienaar. In 1979 te koop hy daai bakkie dieselfde tyd amper as wat Dudley gebore is. Hy was die enigste eienaar op daai bakkie. En ek het hom geërf. Nou is ek die tweede eienaar. Halleluja. En nou die dag, ek probeer om 1 keer 'n week met hom te ry. En nou die dag ry ek in Annetjie. Wil ons werk toe ry. Jong, jy weet mos hierdie ou karre, hulle slik soos hulle koud is. Nou ek weet ek verstaan nie die goed nie. Hier's mense wat die goed verstaan. Ek verstaan nie die my oupa het my nooit geleer en my pa ook nie. So ek mik en druk maar net altyd in bid. Maar nou ry ek met hierdie bakkie, ek en Annetjie. Van die huis af op hiernatoe, kantoor toe en kerk toe en halfpad. Toe trek ek van die kar af, van die pad af. Toe sê ek vir haar, liefie, nie ons moet maar eerder terug aan huis toe want hier ons gaan staan. Vandag gaan ons staan. Want hy slik nog aan die pad. Ek sê nee, jong, jou ma gaan ongelukkig wees as hierdie bakkie nou staan en ons sê vir haar kom haal ons. En ja, en François ook. En so ek wil nie met François sukkel nie. Toe sê ek, kom ons gaan huis toe. En ons is so slik terug huis toe. En hier sê dan familie, as ek sou staan langs die pad en 'n man kom stop langs my. Dis nou ek, dis nou nie jy nie, maar dis hoe ek reageer. Gaan hy man vir my vra, meneer, is alles oukei hier? Dan gaan ek vir hom sê, dit het nog nooit so goed gegaan nie. Ek gaan vir hom sê, my maat, alles is onder beheer, moenie worry nie. Baie dankie dat jy die moeite gedoen het om stil te kom staan. Maar ek is heel reg, dankie my vriend. Dan gaan hy in sy kar klim en ry en as hy so die draai vat, dan gaan ek vir julle bel. Hy sê, help! Ek is aan die moeilikheid. Kom help my. Staan langs die pad. Hoekom? Ek vertrou jou, want ek ken jou. Wat ons weet van God se karakter, help ons om met vrymoedigheid en dapperheid te nader. Wat jy dink van God is uiters belangrik. Dit beïnvloed jou geloof. Hoe jy God se karakter beskryf, gaan beskryf of jy dapper geloof het of nie. Kan jy die gelykenisse van die talente onthou? Ek haas myself. Een persoon ontvang 10, ander een ontvang 5, die ander een ontvang net 1. Die eerste 2 was dapper met hulle geld wat hulle ontvang het, en hulle daarmee gewoeker, en hulle het gewaag om dit te belê, en die man met die 10, en die man met die 5, het 'n uitstekende opbrengs vir hulle meester ontvang. En die meester het hulle geprys, maar hoor hoe wonderlik.
Hulle is vir hierdie opbrengs wat hulle gehad het, maar die derde man met die 1 talent was versigtig en bang. Hoekom? Want hy het 'n verkeerde indruk gehad van die meester. Hoe hy die karakter van sy meester opgesom het, was verkeerd. En omdat hy nie regtig die meester geken het nie, was hy bang en versigtig. En het sy geld in die grond begrawe. En die meester vra vir hom, waarom het jy dit begrawe? En hy sê vir hom, hoor wat sê Matteus 25 vers 24, hy sê, meneer, ek het u geken, dat u 'n harde man is. U is 'n harde man. En baie duidelik het hy 'n wanindruk gehad van hierdie meester. Wat maai waarin hy gesaai het nie, en bymekaar maak waarin hy uitgestrooi het nie, omdat ek bang was, het ek gegaan en die talent in die grond weggesteek. Hier het u wat aan u behoort. En die probleem met baie Christen is, ons het nie dapper geloof nie. Want ons dink God is 'n harde man. Hoor mooi. Mense mis geleenthede. Hulle mis wonderwerke. Want hulle het 'n verkeerde perspektief van die meester. En hier is die les. Hoe jy God se karakter opsom, gaan jou geloof beïnvloed. Jy gaan geleenthede, drome en wonderwerke mis. As jy dink hy's 'n harde man wat net wil straf en slaan en verwoes. Wat jy weet van God, of wat jy dink jy weet van God, gaan bepaal of jy deur hierdie lewe gaan met versigtigheid of dapperheid, met vrees of met moed. Dit gaan bepaal of jy beperk of onbeperk gaan lewe. Hoe sien jy God? Ek is amper klaar, moenie worry nie. As jy die hele tyd dink, dis onmoontlik om God te behaag, dat hy's onregverdig, die hele tyd kwaad, hy kyk net waar kan hy straf, gaan jy met jou kop onderste bo en sterk tussen die bene loop en jou wonderlike talente wat jy ontvang het begrawe. Maar dis wanneer jy hom werklik sien, soos ons nou gesien het in die verhaal wat Jesus vertel met sy eie lippe. Wanneer ons hom sien as genadig, barmhartig, regverdig en liefdevol, dan kan jy weet, jy kan deur die lewe gaan met jou kop omhoog en elke geestelike seën in Jesus Christus geniet en uitsien na groter en beter dinge. Ek sê, jy kan uitsien na groter en beter dinge. Vat aan die ou langs jou en sê, sien uit na groter en beter dinge. Hoekom? Want God is nie 'n harde man nie. Hy wil jou seën. Hy's 'n pa wat sy arms om jou wil gooi en sê, ek wil jou seën. Ek wil jou seën. Jy's myne, jy's myne, jy's myne. En om in die stap om in te stap in groter, beter dinge, om in jou destiny in te stap wat God vir jou voorberei het, sonder huiwering, gaan kos dat jy dapper moet hê. En hoe jy na hom kyk, gaan beïnvloed hoe jy dapper gaan optree. Kan ek gou nog iets sê? Jy het mos nou laasweek die tyd al uitgekom. So ek kan 'n bietjie inhaal. Halleluja. Wie hoor God praat vandag? Wie hoor God praat? Het ek daarom, kan ek sê, reg gehoor by die Here. Hier is iets wat jy moet weet oor God se karakter. God het vertroue in jou. Dit verander alles. As ek weet, 'n groot direkteur of CEO van 'n maatskappy het vertroue in my, het ek vrymoedigheid om aan te stap met waagmoed. Hy het Abraham vertrou. Wat sê Genesis 18 vers 17? Die Here sê, sal ek vir Abraham vir 'n berg wat ek gaan doen?
God het soveel vertroue in Abraham gehad, dat hy niks vir Abraham wou wegsteek nie. Abraham was die vader van geloof, want God het Abraham in sy vertroue geneem. Om 'n dapper man en vrou van God te wees, hang nie net af wat jy van God dink nie, maar jy moet weet wat dink God van jou. En hoe kyk hy na jou? Kan ek vir jou sê, die mense kyk na Dawid, hy's 'n skaapwagter, maar God sien 'n koning. Die mense kyk na Josef, 'n slaaf, 'n gevangene in die tronk, maar God sien 'n man tweede in bevel van Egipte. Die mense sien Moses, hakkel, hy sukkel om te praat, dit is vir moeilik om te praat, sy tong was swaar, hy kon nie lekker kommunikeer nie, maar God sien 'n man wat die volk moet lei. Die mense kyk na Paulus en sê, hierdie man is 'n wrede moordenaar, hy vermoor Christene. Hy maak Christene dood, hy vervolg die kerk, maar God sien 'n man wat meer as die helfte van die Nuwe Testament moes skryf. Weet jy hoe sien God jou? Maar Clemens, jy weet hoe lyk my verlede nie. Jy ken nie my droog maak nie. Jy weet nie wat het ek alles aangevang nie. Ek gee nie 'n flinter om nie. God kyk anders na jou. Paulus het doodgemaak. Hy moes gediskwalifiseer wees. Tog roep God hom op die pad van Damaskus. Daai man word 'n evangelis onder die heidene. Is danksy Paulus se werk dat ek en u vandag die Here dien, so terloops. En hier is wat ek vir jou wil sê, bly by my. Nie net glo God. Ekskuus, nie net glo jy in God nie, maar God glo in jou. Want hoekom? Hy's regverdig. Hy ag niemand hoor as die volgende persoon nie. As hy vir Jimmy Swaggart kon gebruik, vir Billy Graham, vir Reinhard Bonke en Oral Roberts en kan hy vir Clemens gebruik, kan hy vir jou gebruik, kan hy elkeen gebruik. Ek gee nie om hoe vuil jou verlede is, jy lyk dalk soos 'n beggar. Jy lyk dalk soos 'n boemelaar. Jy ruik nie goed en jy lyk nie goed nie, maar die Here sê, ek het vertroue in jou. Dis hoekom ek jou geskaap het op hierdie aarde. Dis hoekom ek jou geformeer het in jou moeder se skote, want ek het 'n plan met jou. Ek glo in jou. Dis tyd dat jy in jouself moet begin glo. God het vertroue in jou. En dis hoekom Hebreërs 4:16 sê, so let us come boldly to the throne of grace of our gracious God. Kom ons kom met soveel vrymoedigheid en waagmoed. Hou op vrees wanneer jy moet ingaan deur die gordyn na God die Vader in die allerheiligste. Hou op wegkruip agter die bos en sê ek is nie werd om met God te wandel nie. Hy sê vandag vir jou, wat is jou perspektief van God? Hoe kyk jy na God? En hy sê vandag vir jou, die uitnodiging is daar. Ek glo in jou, hê waagmoed en kom in en kom sit by my voete. Sitting at the feet of Jesus. Halleluja, nou ken ek hom, wie my siel graag wil ontmoet. Jesus gee wat ek verlang het en hy red my deur sy bloed. Jy kan waagmoed hê en God nader. Hou op weghardloop. Hou op om jouself te diskwalifiseer. Ja, jy ruik dalk nog soos die varkok. Jy ruik dalk nog nie lekker op hierdie oomblik nie. Maar die Here sê ek omhels jou vandag. My liefde vir jou is so groot. Efesiërs 3:12. We have boldness through him and free access as kings before the Father because of our complete confidence in Christ's faithfulness. Jy is nie meer 'n beggar nie. Jy's 'n king. God sien jou as 'n koning. Hoekom? Want hy het vertroue in jou. Die orkes kan opkom.
Matteus 7 vers 7. Vra en vir julle sal gegee word, soek en julle sal kry. Klop en vir julle sal oopgemaak word, want elkeen wat vra ontvang en elkeen wat soek kry en elkeen wat klop sal oopgemaak word. Wanneer jy dapper vra, sal jy dapper ontvang. Maar julle het nie, omdat julle nie vra nie. En daar's goed wat ek God vra op hierdie oomblik, en ek gaan dit nog nie vir u sê nie, want ek wil dit nie in die atmosfeer plaas nie. En daar's 'n paar goed wat ons gaan doen, wat heeltemal uit my gemaksone is. Maar ek het gesien al in my lewe, as jy dapper vra, kan jy dapper ontvang. Johannes 14:13, weet julle ook, wat julle ook al in my naam vra, sal ek doen, sodat die Vader deur die Seun verheerlik kan word. As julle my iets in my naam vra, sal ek dit doen. En wat doen Jesus deur hierdie vers? Hy gee jou 'n hupstoot en sê, kom aan, vra dapper. Kom aan, Jesus sê, vra 'n bietjie dapper. Kom aan. Hou op net vra vir oorlewing. Dis tyd vir oorvloed. Dis tyd vir oorvloed. Roep my aan en ek sal jou antwoord en jou bekend maak groot en ondeurgrondelike dinge wat jy nie weet nie. Wanneer jy dapper vra en dapper nader. Dis iets wat ek daagliks bid. Sal God die geheimenisse van die hemel vir jou oopbreek. Elke keer wanneer ek sit en voorberei en elke keer wanneer ek besig is met God se woord, dan sê ek, Here, openbaar die geheimenisse van die hemel aan my. En hy is altyd getrou om die geheimenisse vir jou bekend te maak. Hoekom? Want hy het vertroue in jou. Maak seker, jy ken God op die regte manier. Verstaan wie hy is en weet hy glo in jou. En jy sal bekend staan as 'n dapper Christen met dapper geloof. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja, no que wie my ziel graag wil ontmoet. Jesus geef waar ek verlang het, en hy red my deur sy bloed. Halleluja, en halleluja. Ja, no querego, wie my ziel graag wil ontmoet. Jesus geef waar ek verlang het, en hy red my deur sy bloed. Vader, dankie. Elke oog gesluit, elke oog gesluit. Halleluja. Ek weet nie vir wie was hierdie woord nie. Maar Jesus sê, die voorhangsel is geskeur. Moenie buite staan nie. Die Vader nooi jou in, kom in. En kom sit by my voete en vra wat jy wil. En hy sê vir jou vandag, ek glo in jou dat jy kan impak maak. Jy kan beïnvloed. Jy kan effektief wees. En as jy daardie persoon is, steek net jou hand op en laat sak het weer. Daar's soveel mense. Halleluja. O my Here. Luister, jy word nie gediskwalifiseer as gevolg van jou verlede nie. Die feit van die saak is dit, dieselfde kleed wat ek aan het, dieselfde ring wat ek het, dieselfde skoene wat ek aan het jy ook aan. Ons is gelyk. Ons is gelyk.
Daai mense, kom staan gou vinnig hier voor. Hardloop uit, hardloop vinnig uit. Halleluja. Kasabababarma. Ek gaan vinnig jou salf, halleluja. God gaan 'n werk doen in hierdie mense se lewe, halleluja. Jy gaan anderste wandel met die Here van hierdie dag af. Jy gaan anderste met die Here wandel van hierdie dag af. Sambi bamberebabam, shikata tabarababambakusin. Halleluja. Al ons kykers by die huis, die Here seën u. Gaan hierdie week in die waagmoed om in te stap in die allerheiligste en weet jy's welkom daar. Jy is nie gediskwalifiseer nie. Gaan in en vra en sien wat God vir jou gaan doen. Moenie weghardloop nie. Moenie jouself diskwalifiseer nie. Hy glo in jou. Hê 'n wonderlike week. Sien die volgende week.